nuus vanaand, sommige inwoners in die tuinroete in die Wes-Kaap is ontruim midde waarskuwings van oorstromings en vloede. 2 mense verskyn in 'n Mosambiekse hof vir die moord op 2 toeriste in die Krugerwiltuin. En Suid-Afrikaners gemaan teen xenofobiese gedrag en geweld wat verdeeldheid binne gemeenskappe kan veroorsaak. Dis nuustyd op SABC2 goeienaand. Rampbestuurspanne langs die tuinroete het as voorsorgmaatreël inwoners in laagliggende gebiede ontruim. Dit is te midde van 'n vlak 8 weerwaarskuwing wat uitgereik is vir swaar neerslae. Owerhede maan teen nog oorstromings langs damme en riviere, as ook in gebiede waar die grond reeds versadig is na verlede maand se storms. 'n Intense laagdruk afsnylaag beweeg oor die Wes-Kaap waar swaar neerslae en stormsterk wind reeds in sommige gebiede aangemeld is. Tot soveel as 200 mm reën word binne die volgende 2 dae in die George, Knysna, Bethou en Oudtshoorn munisipaliteite verwag. Tydens verlede maand se oorstromings is 11 mense dood en erge skade is aan huise, paaie en infrastruktuur aangerig. By vanoggend het ons al op sekere areas 50 mm reën gemeet. Ons weet, ons het op sekere areas plekke wat gaan oorstroom, waar ons mense proaktief ontruim het, spesifiek in die Oudtshoorn area Welgeluk en De Rust, en hulle is in die toekoms Rusaal gehuisves. Ons monitor die situasie huidiglik soos die water afkom. Ons damme is almal vol, so elke bietjie reën wat val, kom aan die rivier af en op pad see toe. Soos wat daai water deurkom, hou ons dit dop. Ons het meetstasies wat die weerkantoor in samewerking met die Suid-Afrikaanse Department of Water and Sanitation wat kyk vir ons na die vlakke en dan gee hulle dit vir ons deur. So dit word gemonitor. Rampbestuurspanne het sedert Maandag voorsorgmaatreëls begin tref. Sedert vroeg vanoggend het die reën begin uitsak in die Garden Route distrik. Ons het geweet hier kom reën, ons het 'n vlak 8 waarskuwing gekry van die weerkantoor af. Ons het almal op 'n gereedheid gesit al van Maandag af. Eers was die reën net sag en deurdringend, maar nog gelukkig nog sag. Maar hy begin sterker raak deur die loop van vandag en ons weet hy gaan nog aanhou vir die res van vandag en môre. Owerhede waarsku inwoners om gebiede met bome waar skade reeds aangerig is te vermy. 2 mense is verlede maand dood toe bome ontwortel is. Op hierdie stadium is al die munisipaliteite nog, hulle hanteer dit nog baie goed. Ons weet van iemand wat in gevaar is of ons weet van geen groot infrastruktuurskade wat reeds aangerig is nie. As die reën so aanhou en nie meer intens raak nie, hoop ek ons kan die storm so deurgaan. Verskeie Wes-Kaapse skole en skole in die sentrale Karoo is as voorsorgmaatreël gesluit. 2 verdagtes het in 'n Mosambiekse hof verskyn in verband met die moord op Dina en Ernst Maree 2 weke gelede in die Krugerwiltuin. Die bejaarde paartjie se liggame is op 22 Mei in die Lewoebo-rivier gevind, naby die Wildtuin se Pafuri-hek. Die Maree se voertuig was soek en is 4 dae later opgespoor. Mosambiekse polisielede met die hulp van Sanparke beamptes het die verdagtes die afgelope 2 dae in die land se Gaza-provinsie aangekeer. Die minister van Omgewingsake, Willie Oukamp, sê die regering doen aansoek om die verdagtes aan Suid-Afrika uit te lewer. Dit was die eerste moorde in die Wildtuin se eeulange geskiedenis. Die voorsitter van die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NatJoints, Luitenant-generaal Tebelo Mosekedi, sê Suid-Afrikaners moet waak teen xenofobiese gedrag en enige vorme van geweld wat verdeeldheid binne gemeenskappe kan veroorsaak. Mosekedi het beklemtoon dat wetstoepassingsagentskappe beslissend sal optree in voorvalle van geweld, misdadigheid en onluste. Sy het lede van die media in George in die Wes-Kaap toegespreek, waar sy die publiek ingelig het oor sake rakende wettelose openbare geweld en onwettige immigrasie. The fight against crime and illegal immigration cannot be won through violence. It can only be won through lawful, intelligence-led, coordinated law enforcement operations. Law enforcement agencies remain steadfast and high in alert and fully prepared to respond swiftly and decisively to acts of violence, criminality,
intimidation, or attempt to disrupt the normal functioning of the society. Mosekedi het verder aangedui dat die mesaanval waarin die 19-jarige Nhlamulo Sambo gesterf het, nie verbind word aan die onlangse onrus of betogings in Mosselbaai in die Wes-Kaap nie. Die polisie het gistermiddag 'n 23-jarige verdagte aangekeer in verband met Sambo se moord. Mosekedi het die publiek versoek om nie te bespiegel en ongeverifieerde inligting te versprei nie. We further wish to clarify that based on the information currently at our disposal, the death of Mr. Sambo is not linked to a recent unrest in the area. We therefore urge the public to refrain from speculation and spreading misinformation and to allow the investigation to proceed unhindered. Die polisie in Mpumalanga sê hy maak goeie vordering in die stryd teen misdaad. Tientalle verdagtes is tydens klopjagte in Bosbokrand, Mpumalanga vasgetrek. Die aanklagte wissel van roof en aanranding tot die oortreding van immigrasiewetgewing. Die inhegtenisnemings het in Marite, Mkuhlu en Oakley plaasgevind. Die gebiede is berig vir moorde, rooftogte en motorkapings. Die inhegtenisnemings is tydens padblokkades en deur-tot-deur inspeksies gemaak by misdaadbrandpunte in Bosbokrand. Beslag is onder meer gelê op dagga, onwettige sigarette en 'n nagemaakte vuurwapen. 'n Spaza winkel wat alkohol sonder 'n permit verkoop het, is ook gesluit. We've got the issue of murders in this area where people are being fatally shot, mostly firearms are used. We also have the issue of robberies. 2 verdagtes wat vasgetrek is, word met 3 moorde verbind. They are charged for the murder of 3 people. One was shot inside a tavern and the other 2 were shot on the same day, few moments after the one that was shot inside the tavern. So they appeared in court and we are still continuing. We believe that we'll have more successes as we go forward. Die polisie sê sy veldtogte duur voort. Die FSA sê hy glo dat die Keniaanse regering hom sal toelaat om 'n Ebola kwarantainesentrum in die land te bou voor die FIFA Wêreldbeker toernooi volgende week begin. 'n Keniaanse Hooggeregshof uitspraak het vroeër beslis dat die oprigting van so 'n fasiliteit in Nairobi met 3 weke uitgestel moet word. Bouwerk het tot gewelddadige betogings gelei. Dit is deel van die Withuis se pogings om te verhoed dat die Ebola-virus tydens die sokkertoernooi na die FSA versprei. Die Trump-administrasie meen hy het 'n waterdigte plan van aksie om te keer dat Ebola na die FSA versprei in afwagting van honderdduisende sokkerondersteuners. Die regering het aanvanklik 'n reisverbod op reisigers vanaf die DRK, Uganda en Suid-Sudan geplaas, maar die verbod sal Amerikaanse burgers ook verhoed om na die FSA terug te keer. Plan B was om reisigers vanaf die Afrika-lande na die Ebola-virus kwarantainesentrum te stuur voordat hulle na die FSA vertrek. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. And so the State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. Ten spyte van die steun van die Keniaanse president William Ruto, het Keniaanse burgers teen die plan betoog. Why do Americans think that their lives are so much important than the lives of Kenyans? So that they establish a facility in Kenya that is meant for only Americans. I think it's not good for the Kenyan people. Furthermore, the USAID funding was cut. It will not be a good thing. Die hoof van die Sentrum vir Mediese Sorg en Mediese Hulpdienste, Dr. Mehmet Oz, sê 'n gunstige ooreenkoms sal met Kenia bereik word oor die bou van die omstrede Ebola-virus kwarantainfasiliteit. Passasiers wat na die FSA reis, sal ook by die groot lughawens vir Ebola getoets word.
Zimbabwe is onbestrede verkies tot 'n nie permanente lid van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad. Zimbabwe is die enigste Afrika land wat verkiesbaar was in die groep wat Afrika en Asië verteenwoordig. Trinidad en Tobago, Oostenryk, Portugal en Zimbabwe is van Januarie af vir 2 jaar lede van die Veiligheidsraad. Kyrgyzstan en die Filippyne spook nog sake in 'n opvolgronde uit vir die 5de plek, die verteenwoordiger van die Asie-Pasifiese gebied. Having obtained the required 2/3 majority and the largest number of votes, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago, and Zimbabwe are elected members of the Security Council for a 2-year term beginning on January 1st, 2027. En die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. President Cyril Ramaphosa sê sy benadering tot die afsettingsondersoek sal deur die grondwet en oppergesag van die reg bepaal word. Hy het gereageer op die kritiek deur sommige politieke partye oor sy besluit om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag op hersiening te neem. Die verslag het bevind dat daar prima facie bewyse vir 'n saak teen Ramaphosa is, rakende die Palapala diefstal. 'n Afsettingskomitee is gestig waarvan 'n voorsitter maandag gekies is. The principles and safeguard the integrity of my office. I will respect the work and authority of Parliament and abide by the rulings of our courts. Ramaphosa het ook die debat rondom taakspanne en beleggingsberade in die kiem gesmoor. 8 years ago, fixed investment in the country had all but stalled. Business confidence was low, and the relationship between government and the private sector was characterized by mistrust. The investment drive we have launched has made a significant difference. We're able to bring both local and foreign businesses together to encourage them to invest in our economy. Ramaphosa het ook beklemtoon dat die nuwe wetskrif vir plaaslike regeringsmunisipaliteite sal regryk. We continue to move forward in establishing a utility model which allows water and electricity services to be ring-fenced, professionally managed, and that they should be able to invest in essential infrastructure, maintenance and improvement. In many parts of our country, this is not happening. Now, with the proposed changes, municipality will be held to stricter account on how they spend public money. Hy het ook Suid-Afrikaners gevra om die onafhanklike verkiesingskommissie te ondersteun met die oog op die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Intussen sê Ramaphosa dat hy binnekort die name sal bekendmaak van die persone wat op die Nasionale Raad van Geslagsgebaseerde Geweld en Vrouemoord sal dien. Kolonel Gavin Jacob van die Valke in KwaZulu-Natal het vandag voor die Madlanga-kommissie getuig oor die gesteelde kokain ter waarde van R200 miljoen uit 'n Valke stoorfasiliteit in Port Shepstone in Junie 2021. Jacob het die Valke afdelingshoof van ernstige georganiseerde misdaadondersoeke, generaal-majoor Hendrik Flynn, daarvan beskuldig dat hy die kommissie mislei het met sy getuienis oor die dwelms. Jacob beweer dat Flynn by die ondersoek betrokke geraak het om, soos hy dit noem, 'n vals narratief te bevorder wat onherstelbare skade aan Valke beamptes in die provinsie tot gevolg gehad het. Kolonel Jacob se naam was genoem in beweringe met betrekking tot die diefstal van 541 kg kokain uit 'n ongeskikte Valke stooreenheid in Port Shepstone. Hy het egter voor die Madlanga-kommissie sy teenwoordigheid en gedrag tydens die dwelmfonds verdedig. None of my actions at the crime scene or at Isipingo SAP amounted to criminal conduct. The non-availability of exhibit bags was the reason these exhibits were not sealed in bags as per National Instruction 8 of 2017.
Jacob se besoek aan 'n houerdepot terwyl hy met amptelike verlof van die werk was, het egter vrae onder die kommissarisse laat ontstaan. Why did you not assign it to somebody in your team who was equally capable of assisting? Why did it have to be you? Commissioner, it's not every day that you get an opportunity to participate in an operation where you're stopping or you're inspecting a container that's suspected to contain drugs. It's something that, for me, it was something that was worth going to work for. Hy het ook intussen toegegee dat daar nie grensowerhede of douanebeamptes was toe die skeepshouer met die kokain oopgemaak was nie. Daar is wel in die ondersoekdagboek aangedui dat 'n douanebeampte teenwoordig was. Would it be fair to suggest to you that that is done deliberately by Warrant Officer Mpangase and done deliberately by you in your first unsigned statement at paragraph 5 to give the semblance of officialdom to this operation? Would it be? No, Commissioner. Why would it not? There would be no benefit to just include somebody, just say he's from customs for the sake of it. Kolonel Jacob sit môre sy getuienis voort. Die ANC hoofsweep, Mdiseni Ntuli, het die media in die parlement ingelig oor verskeie kwessies, insluitend die parlement se nuutgestigte afsettingskomitee en spanning tussen Suid-Afrikaners en buitelandse burgers. Rais Mzansi se hoofsweep, Makashule Ghana, is die week as voorsitter van die afsettingskomitee verkies. Die ANC het hom as een van sy regering van nasionale eenheid vennote voorgestel. Die ANC het die week sy politieke opponente uitoorlê deur 'n kandidaat van 'n ander party te nomineer as voorsitter van die afsettingskomitee. And so the caucus that met earlier on, which was working to outmaneuver us, the ANC, was disorganized when we got into the house because they were laboring under a wrong impression that I am coming arrogantly to insist that the ANC must chair the committee. So when we walk into the meeting and the ANC proposed Makashule Khan, they were disorganized. En wat het uiteindelik daartoe gelei dat die ANC gekies het om 'n RNE-vennoot te nomineer? There's no doubt that the ANC can have a chairperson who can discharge his or her responsibilities impartially and in line with our laws. But the perception might continue to haunt us that if the committee is chaired by an ANC person, will it be expected and be perceived or be seen to be impartial? Because the matter involves not just the head of state, but the president of the African National Congress. Ntuli sê terwyl hulle die aanvalle teen ongedokumenteerde buitelandse burgers veroordeel, is 'n streeksbenadering nodig om die ekonomiese situasie van sommige van die buurlande aan te spreek. We don't want to see what some of these consulate and sometimes ambassadors are saying, which is to condemn South Africans or South Africa and even to want to act in a way that is intending to isolate us from the rest of the continent without taking responsibility for the state of their own development and economy. Ntuli het bygevoeg dat die party nie saamstem met oproepe dat Speaker Toko Didiza haarself moet onttrek van alle kwessies rakende die afsettingskomitee nie, soos deur sommige partye in die parlement versoek. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Kom ons kyk na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons kyk net hierna hoe sake vorder op Roland Garros in Parys en is Banyana gereed vir sy vriendskaplike wedstryde teen Japan. Dit alles net hierna. Die Banyana afrigter Desiree Ellis sê haar span is reg vir 'n anderste soort uitdaging teen die Asiese kampioene Japan.
Die Suid-Afrikaners speel binnekort in 2 vriendskaplike wedstryde in Osaka as deel van Banyana se voorbereidings vir die Afrika Nasiesbeker vir vroue. Die toernooi vind in Julie en Augustus in Marokko plaas. Die eerste wedstryd teen Japan is Saterdag. Die flight was baie lang geweest, maar ek dink ons het 'n goeie aand se slaap gehad en ek dink die plays like fresh. Jy weet, ons het 'n paar dae voor die eerste wedstryd en ons sal seker maak dat ons soveel kan doen in daai paar dae voor die wedstryd. En dit is baie belangrik, jy weet, dat ons planne in plek sit. Japan is nummer 5 in die wêreld en ek dink hulle gaan vir ons different challenges gee as wat die ander spanne gegee het. Ons het gespeel baie spanne van die Wes en jy weet, Noord-Afrika spanne het ons ook gespeel en Japan heel anders, maar ons wil seker maak dat wanneer ons na WAFCON toe gaan, dat ons weet regtig challenge was en jy weet oplossings het vir baie van die challenges en dis baie belangrik dat jy weet in hierdie challenge van Japan gaan vir ons toets. En so groet die Afrikaanse redaksie. Ons is môre aand weer terug. Mooi bly tot dan. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, wyd verspreide buie kom voor in die Oos-Kaap met verspreide buie wat voorkom in dele van die Noord-Kaap asook in die Vrystaat. 'n Koue front beweeg ook deur van die Oos-Kaap. As ons kyk na môre, die koue front beweeg deur van die Oos-Kaap na KwaZulu-Natal met wyd verspreide buie wat voorkom in KwaZulu-Natal asook in die Oos-Kaap en dele van die Wes-Kaap. Daar is verskeie weerwaker uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens en dit is vir stormwind wat navigasieprobleme kan veroorsaak, asook swaar reën wat kan lei tot oorstromings en ewige sneeuneerslag in die verre noordelike dele van die Oos-Kaap. Hierdie weerwag geld ook vir môre vir ewige donderbuie in die sentrale dele van die land, asook in die Oos-Kaap en in die Wes-Kaap. So wees asseblief versigtig want dit kan lei tot oorstromings. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Koeldag kan verwag word, temperature in die laat 20s. Pretoria se minimum is 8 met 'n maksimum van 22. In Limpopo 'n koel tot warme dag kom voor, Messina te maksimum van 26 en 'n minimum van 14. In Mpumalanga 'n koeldag kom voor in grootste dele van hierdie provinsie, maar dit is warm in Skukuza met 'n maksimum van 29. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir ewige donderbuie in KwaZulu-Natal, so wees asseblief versigtig. In die Oos-Kaap wyd verspreide buie tot kan verwag word wat kan lei tot oorstromings asook stormsterk wind wat kan verwag word langs die kus. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. Die weerwag geld ook vir hierdie provinsie vir ewige donderbuie, so wees asseblief versigtig. Kaapstad se maksimum is 17 en 'n maksimum van 13. In die Noord-Kaap, dit is koel in hierdie provinsie. Kuruman se maksimum is 20 asook Appington. Kimberley se maksimum is 22 en 'n minimum van 8. Galvinia se maksimum is 19 grade. Terug in die binneland in die Vrystaat 'n koeldag kom voor. Kroonstad se maksimum is 21, asook Welkom Bloemfontein se minimum is 5 met 'n maksimum van 20. Dan laastens Noordwes 'n koeldag kom voor. In Mahikeng se maksimum is 22 grade. Tosca 'n maksimum van 24. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.